Kom ons bid saam. Here Jesus, ons kom voor U as U gemeente, omdat ons weet dat U ons harte ken, omdat ons weet dat U Here en God is, en ons aanbid U so, as die redder, die verlosser, die Here, wat hier by ons is, deur die Heilige Gees. Here, wat 'n voorreg om U te wees. U wat reën gee, waarvoor ons U naam loof en prys en dankie sê, wat so tydig gekom het, ons eer U naam. Op dieselfde manier verwag ons, Here, 'n geestelike reën, as U uit die woord uit met ons praat. Kom, Here, en praat met ons U kinders luister. Amen. Ek vra dat jy saam met my blaai na Jesaja 61 toe. Jesaja 61. Ons gaan lees van vers 1 af. Opskrif hier is eer in plaas van smart. Ander vertalings se opskrif is die genadejaar van die Here. Jesaja 61 vers 1. Die Gees van die Here my God het oor my gekom. Die Here het my gesalf om 'n blye boodskap te bring aan alle mense in nood. Hy het my gestuur om die wat moedeloos is op te beur, om vir die gevangenes vrylating aan te kondig, vryheid vir die wat opgesluit is, om aan te kondig dat die tyd gekom het waarop die Here genade betoon, die dag waarop ons God sy vyande straf, maar almal wat treur vertroos, die dag waarop hy vir die in Sion wat treur, eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Hulle sal genoem word bome van redding. Die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder. Hy sal eeuweoue puinhope opbou, plekke herbou wat lankal verlate lê. Hulle sal verwoeste stede weer opbou, plekke wat geslagte lank verlate lê. Uitlanders sal in julle diens wees en julle kleinvee oppas. Vreemdes sal in julle lande en julle wingerde werk. Julle sal genoem word priesters van die Here, dienaars van ons God. Julle sal van die rykdom van die nasies geniet, die trotse eienaars word van hulle besittings. In plaas van vernedering sal julle 2 keer soveel besittings hê as tevore. In plaas van minagting sal julle lof ontvang oor wat julle besit. Julle sal in die land 2 keer soveel besit as tevore, en julle sal altyd vreugde hê. Ons lees toe daartoe. Dis dan 'n goeie boodskap hierdie, is dit nie? 'n Goeie boodskap wat ek dink vir ons tyd baie gepas is. Ons sal graag wil hê dat dit waar moet wees vir ons tyd. Nou hierdie boodskap kom uit Levitikus 25, was daar 'n wet gewees. En die wet bou op van 'n ander een af. Daar word gesê, een dag in 'n week is die Sabbatdag. Dan moet jy rus. Dan moet jy reflekteer oor wat die Here vir jou in hierdie week gedoen het. En dan elke 7 jaar is 'n Sabbatsjaar. Dan moet die lande rus van die oes. Dan moet nie weer geplant word nie, jy moet van die opslag eet. En na 7 siklusse van 7 jaar, na 49 jaar, is dit die genadejaar van die Here. En dit is waarvan Jesaja hier praat. In die tyd, as mense hulle grond verloor het, moet die grond teruggaan na die oorspronklike eienaars, sodat dit in die familie bly. As iemand as 'n slaaf verkoop is, dan moet hy vrygestel word in die 50ste jaar. Dis 'n jaar van genade wat aangekondig word. En hierdie jaar van genade begin by Levitikus, die profeet Jesaja haal dit aan, Jesus haal dit aan in Lukas 4, en is ook vir ons waar. Nou kon ek hier amen gesê, ons het nou 'n goeie boodskap, alles sal goed gaan, die Here sal ons seën.
Maar daar is 'n ding wat daar bykom. Iets wat intens belangrik is. As ons die seën van die Here wil hê, en wil hê dit moet met ons goed gaan, dan moet ons teruggaan na waardeur Jesus is. Jy sien, die Here sê, as ons iets vra volgens sy wil, dan sal hy dit vir ons gee. Dan sal ons dit kry. Nou die Here het gesê, waar ek is, moet my diensknegt ook wees. 2 van die disippels, die seuns van Zebedeus, het na Jesus toe gekom en gesê, ons wil in die hemel aan die linkerhand en regterhand sit. Jesus het gesê, of dit kan gebeur, weet ek nie. Wat ek wel weet, is julle sal met dieselfde doop gedoop word, as waarmee ek gedoop is. En dis nie die doop van Johannes die doper wat Jesus gedoop het nie. Dis die lewe wat Jesus ervaar het. Hoe hy uit die hemel uitgekom het, en sy posisie verloor het. Hoe hy sy posisie aan die regterkant van die Vader verloor het. Hoe hy mens geword het. En op aarde geen status gehad het. Hoe hy sy status verloor het. Hoe hy naderhand sy vriende verloor het, wat almal hom in die steek gelaat het. Hoe hy in Getsemane ingegaan het, en daar ervaar het, dat alles wat verkeerd geloop het in die lewe, en nog gaan verkeerd loop, alles op sy skouers gaan afkom. Dat hy alles sal moet verduur. En dan, hoe hy omvang, sy een vriend, om in die rug steek, sy ander vriend sê, ek ken hom nie, hoe hy hom vat, en vals beskuldig, hoe hy hom beledig, hoe hy op hom spoeg, hoe hy hom stikkend slaan, hoe hy hom soos 'n vervloekte aan 'n hout ophang, en hy daar hang en sê, my God, waarom het U my verlaat? En sterf. Dit is wat die Here sê, dit is die doop, waarmee ons soos hy gedoop gaan word, en gedoop word. So as dit met jou swaar gaan, en dit gaan met jou sleg, en dinge loop nie goed nie, weet dan, dat jy binne die wil van die Here staan. Een van Jesus se disippels, het nie 'n marteldood gesterf nie. Dit was Johannes. Daar word beweer, hy is in kookwater gegooi. Maar hy was in die eiland Patmos gewees as 'n gevangene. So al 12 hierdie disippels, die apostels, het swaar gekry en is dood. Ek en jy nie beter as hulle. Nou kom hierdie boodskap van Jesaja 61 na ons toe. 'n Boodskap wat positief is. Maar weet jy wat? As ek weet wat dit is om alles te verloor, as ek weet wat dit is om niks vir myself te hê nie, as ek weet wat dit is om verneder te word, as ek weet wat dit is om swaar te kry, om beledig te word, om negatief hanteer te word, dan verstaan ek iets van wat die wil van die Here is. Jesus kom as verlosser in die eerste plek, om my te kom verlos van die punt dat ek God se plan in my lewe mis. Hy kom en hy sê vir my, ek wil jou help om by my plan vir jou lewe uit te kom. Ek wil jou help om minder hardkoppig te wees. En ek wil jou help om op te hou om te doen wat verkeerd is. Ons noem dit sonde. Daarvoor het hy in die eerste plek gekom om ons te verlos van sonde. Maar dan ook om ons te versorg, om vir ons te sorg.
Hy sê hy is in staat om meer te doen as wat ek en jy kan dink of waarvoor ons kan bid. Dis die God wat ons aanbid. Maar hy kom na ons toe waar ons verneder is. As ek weet wat dit is om niks te hê nie, en ek soek die wil van die Here, en ek staan nie op my eie regte nie. Ek staan nie op dit wat ek oënskynlik verdien nie. Ek staan nie daarop dat ek beter as ander is nie. Maar ek staan met dieselfde gesindheid as Jesus volgens Filippense 2. Ek het dieselfde gesindheid as hy. Dan verander hierdie voorsiening van die Here. Dan tel dit nie meer vir my om alles te hê nie. Dan tel dit nie meer vir my om belangrik te wees nie. Dan tel dit nie meer vir my om in beheer te wees nie. Dan gaan dit oor die Here. En dan sê hy vir my, daar waar jy nou is, op jou knieë voor my, sal ek vir jou voorsien. En sal ek jou gebede verhoor, sal ek vir jou meer gee, as wat jy kan dink of bid. Sal ek vir jou doen wat jy nie verwag nie. Sal dit vir jou wees asof jy uit die tronk uitkom. Sal dit vir jou wees asof jy absolute bevryding ervaar. Asof ek vir jou teruggee wat jy verloor het. En miskien sal die Here vir jou teruggee wat jy verloor het. Jy sal jou kop kan optel en mense in hulle oë kan kyk en nie verneder voel nie. Jy sal weet wat dit is om uitgekies te wees deur die Here. Want dis wat hy sê hy gaan doen. Dan sal jy sien dat God vir jou kinders 'n toekoms gee, want hulle sal wees soos bome wat groei, wat vrugte dra. Dan sal ek weet, God is in beheer, en nie die ander goed of die ander mense nie. Dan sal ek weet waaroor dit alles gaan. Gaan nie oor my nie. Gaan nie oor my status of my posisie nie. Dit gaan oor Jesus wat homself vir my en jou gegee het. Hoor ons dit? Verstaan ons dit? Weet ons wat dit beteken? Of probeer ek vashou aan my posisie? Paulus sê, ek sien nie my lewe as iets waarin ek moet vasklou nie, krampagtig moet wees nie. Al is my lewe vir my belangrik. Al is hierdie goed vir my belangrik, sê die Here, ek moet nie daaraan vasklem nie. Ek moet bereid wees om dit te verloor. Dan sal ek dit terugkry. Wie sy lewe wil wen, en hierdie lewe sal dit verloor, en wie sy lewe prys gee, sal dit wen vir nou en in die ewige lewe. So kom ons gaan na die Here toe, en ons gee oor in sy hande. Kom ons stel onsself as sy kinders in sy hande. Kom ons bid saam.